Hallo julle, baie welkom by die heel eerste episode van Chat 'n bietjie Bybel. Dis 'n of 'n elektroniese manier van Bybelstudie, sodat jy lekker in die gerief van jou eie huis Bybelstudie kan doen. En dan kan jy met groot liefde vir my 'n bietjie 'n WhatsApp stuur of ons kan gesels oor 'n koffie as jy dalk enige vrae het. So ons gaan deur die loop van die episodes gaan ons werk met Bybeltekste, soos wat ou tradisionele Bybelstudie dan nou is, en ons gaan werk met 'n paar temas. So vandag werk ons met 'n tema. Ons werk met die oeroue vraag, wat so mooi in teologie verduidelik word as die teodisee vraagstuk. Dit in eenvoud is maar net die vraag rondom, waarom is daar pyn en lyding en slegte goed in hierdie wêreld? Ek wil tog net noem dat hierdie opinie, dat dit net my opinie is, en akademici is dit eens dat ons nog steeds worstel met hierdie vraag, en dat ons hierdie ding nog nie uitgefigure het nie, en dat dit dalk nooit uitgefigure gaan word nie. Hoe sal ons dan nou weet? Ons is nog op reis met hierdie vraag. So die vraag is, hoekom is daar pyn en lyding in hierdie wêreld? En ons skop af daarmee dat ons van die begin af het God vir ons vrye wil gegee. Daar is een groot rede hoekom ons vrye wil gegee word. So, kan jy jou man of jou vrou dwing om vir jou lief te wees? Jy kan nie. Miskien as jy hard probeer, kan jy dalk, maar dan is dit nie wat nie, dan is dit nie opregte liefde. Dan is jou man of jou vrou nie opreg lief vir jou nie, want hulle het nie gekies, self gekies, om vir jou lief te wees nie. En daarom is dit een van die grootste redes waarom God vir ons vrye wil gee. Hy wil graag hê dat ons hom moet kies, dat ons sal kies om vir hom lief te wees, want dan is dit opregte liefde. Daarom is vrye wil en absolute vrye wil absoluut deel van ons lewens. Nou, wanneer ons 'n bietjie daarna gaan kyk, dat wanneer ons vrye wil toegelaat word, absolute vrye wil, dan ons gaan kyk, wat is die effek daarvan? En ons kan gaan kyk dat meeste van die pyn en die lyding in hierdie wêreld gereduseer kan word na mense se keuses. Ons is die victims van mense se keuses. Baie keer sê mense, ja, jy word getoets. Ek verskil so 'n bietjie in Jakobus 1 sê hy, God kan nie getoets word nie en self toets God niemand. Gelees gerus. God kan nie getoets word nie en self toets hy niemand nie. So, die gedagte is dat die pyn en die lyding in hierdie wêreld word veroorsaak deur mense se keuses. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Jan en sy gesin is hierdie verantwoordelike mense. Hulle is vredelewende mense en hulle is verantwoordelike mense en hulle braai Vrydag aand, braai hulle lekker by vriende, hier so 9 uur, pak hulle mandjie op, daar gaan hulle huis toe klim in die kar en ry, en Jan stop by 'n stopstraat en hy ry oor die stopstraat. Hy het ongelukkig nie gesien dat hier 'n besope man onder die invloed van alkohol teen 'n baie hoë spoed oor die stopstraat jaag nie. Hy tref hulle en die hele gesin, Jan se gesin, word uitgewis in sekondes. Hulle is op slag dood. Nou kan ons vra, maar is dit nou God wat sy mooiste blommetjie kom pluk het, of hoe dit ook al sê? Die ding is dat die ander persoon het 'n keuse gemaak. En ongelukkig is Jan en sy gesin victims van 'n ander persoon se keuse, want die ander persoon het volle vrye wil. So ongelukkig gebeur hierdie goed met ons, want mense het absolute vrye wil, en hulle het absolute keuses, en daarom is ons baie keer die victims daarvan. Baie keer is ons die victims en kry ons pyn en lyding as gevolg van ons eie keuses. Niemand anders het dit veroorsaak behalwe ek nie, of iemand anders het dit veroorsaak en ek is ongelukkig die een wat ly onder die pyn en lyding van iemand anders se keuse. So 90%, ek wil amper sê meeste pyn en lyding in hierdie wêreld bestaan as gevolg van mense se keuses, en hulle keuses maak dat daar pyn en my lyding in my lewe is. Dis nie noodwendig die duiwel nie. Ek dink ons blameer die duiwel vir 'n klomp goed wat nie so is nie, want as ons net mooi gaan dink en goed ontleed, dan sal ons sien, iemand het 'n keuse gemaak wat die pyn veroorsaak het. Dis nie noodwendig die duiwel nie. So as dit nou by mekaar kan vat, dan is dit pyn en lyding in hierdie wêreld is vol van mense se keuses, en dan moet ons nou verder die vraag gaan vra, maar kom ons kyk na kanker. Kyk hoe kry kinders kanker en kyk hoe styg die kankergetalle in ons wêreld ewig. Dan moet ons nou direk gaan kyk, hoe lyk die bevolking van die wêreld? Die bevolking styg. En saam met die bevolking wat styg, moet ons voedsel massa produseer. Om vir almal kos te kan gee en vir almal te kan voed in hierdie wêreld, moet ons ongelukkig die stelsel so bietjie manipuleer.
Daar's byprodukte vir diere wanneer hulle op plotte of waar ook al groot gemaak word. Daar waar hulle op kraal groot gemaak word of in hokke groot gemaak word, kry hulle steroïdes, hulle kry byprodukte wat hulle eet, proteïene, alles wat nie dalk noodwendig goed is nie, maar om hierdie hele proses van massaproduksie te versnel, sodat ons kan seker maak, almal het kos. Graanproduksie, byvoorbeeld, insekdoders word gespuit. Al hierdie goed het 'n effek wat kankergetalle laat styg. En ons het nie regtig veel van 'n keuse nie. Ons moet kos massa produseer, vinniger produseer, sodat almal kan kos hê. En die enigste manier om dit te doen is om hierdie goeders te manipuleer. Maar dit het 'n effek op die menslike liggaam, ongelukkig. Die lug wat ons inasem, is nie suiwer nie. Ons het nie suiwer lug nie. So al hierdie goed het effek. Die lug, dit wat ons eet, selfs ons water wat ons drink, is nie suiwer nie. Die koeldrank wat jy drink, is nie suiwer nie. So al hierdie byprodukte veroorsaak ongelukkig kanker. Maar ons het nie 'n keuse nie, want ons moet op massaproduksie produseer, sodat almal kan eet. So, Job sê in Job 43, dat ek sien nou eers hoe groot is U, en ek verstaan dat ek die werke van U hande nie altyd en nooit regtig gaan verstaan nie. So hierdie is Adrian se opinie, dis my opinie oor waarom daar pyn en lyding in hierdie wêreld is, en as ons mooi daaroor gaan dink en mooi situasies analiseer, dan sal ons sien, dis elke keer iemand se keuse of my eie keuse wat pyn en lyding in hierdie wêreld veroorsaak het. So waar is God se posisie dan nou hier? Waar posisioneer ons dan nou God hier? Wat is God se wil? God se wil is dat hier vrede op aarde sal wees, dat hier genoeg vir almal sal wees, dat hier regtig 'n wêreld sal wees soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis God se wil vir ons. Maar ongelukkig maak ons as mens nog steeds swak besluite, en God moet vrye wil toelaat, sodat ons hom kan kies en opregte liefde kan hê. So, ons maak swak keuses, en waar is God se posisie? God se posisie is, my kind, in hierdie proses waar mense baie swak keuses maak, en jy dalk die victim is van hulle keuses, en jy ly daaronder, beloof ek vir jou, ek gaan met jou saamloop. Ek los jou nie. En wanneer ons nou in Pinkstertyd ook leef, dan glo ons en vertrou ons op die werk van die Heilige Gees om my te lei, om beter keuses te maak, sodat ander mense nie onder my swak keuses lei nie, dat ek self nie onder swak keuses lei nie. En daarom is die werk van die Heilige Gees so belangrik om ons te begelei. Ek hoop dat jy in hierdie reis so 'n bietjie iets geleer het, en dat dit dalk vir jou ook 'n bietjie nader sin maak in hierdie ou antieke vraag waaroor ons nog almal worstel. En hierdie is Adrian se opinie, hierdie is hoe dit vir Adrian sin maak, en hoe belangrik dit is dan nou vir my wanneer ek sê, ek is 'n disipel van die Here, dat ek goeie keuses uitvoer, sodat ek hierdie wêreld 'n beter plek maak. Ek hoop jy het dit geniet. Ons sien jou in die volgende episode.